Ons maak dit net voor die ander hek sluit en die volgende oggend word ons wakker van 'n vreemde geluid. 'n Trekker wat werk. Maar, sê Hannes Stroo, sy karavaan staan nou al 3 maande hier en is ook die eerste keer dat hy die trekker sien. Ons het op eie stoom met die ou vriend van ons, 'n kragopwekker globaal hier in Namoesspruit. Net om 'n ou paadjie En te hy sny het om hier te kamp. want ons is maar bang vir die slange en vir die borsluise in die oggende. Hy het self hier om sy kamp skoon gesluit en ons het 'n paadjie daar deur gesny daar na ons toe. Ek sê die bestuurder het op 'n stadium hier na Willie toe gekom te sê vir hom, "Ja, jammer dat hulle nou nie kan die gras kon sny nie, maar hulle masjiene is stikkend." En hy kry toe eintlik skaam omdat ons self die werk gedoen het. Dis duidelik dat onderhoud hier ook nie die eerste prioriteit is nie. In Desember maand is die pyp of die was 'n pyp met die kraan bo op die pyp. Hy seker maar omgery en die een van die ding is jy sien ons nou al by 20 Februarie en eintlik het ons nog steeds dieselfde. En die groen gras groei daarom. En hier's 'n pyp wat al 6 jaar lank lek. Die ou vriend van ons, hy het hier gekamp. Toe die tentpen hier uittrek, toe spuit die water hier uit. En hy staan toe hier en hy weet ook nog nie regtig wat om te maak nie, want ek weet die water spuit nou so 'n hele boog water hier uit. En hy vat toe sommer 'n stok of 'n ding en hy druk hom daarin en hy lek toe nou minder. En toe ons nou groet en so aan toe sê hy sal sommer by die hek vir hulle sê dat hy die pyp met sy tentpen raak gesteek. En hy het dit definitief gedoen. Maar soos julle kan sien, dis 6 jaar later en hy lek maar nog steeds. Die volgende stop is Witvinger, wat glad nie meer oop is vir toeriste nie. Kyk nou net hoe verblyk is hierdie bord van Witvinger Natuurreservaat. Limpopo Tourism and Parks Board, the treasure chest, die skatkis. Wel, hierdie skatkis staan nou al 10 jaar lank sonder 'n reservaatbestuurder. Soos ek verstaan, is die infrastruktuur heeltemal vervalle, geen onderhoud word gedoen nie en onwettige jag binne in hierdie reservaat is aan die orde van die dag. Kom ons kyk hoe lyk dit. Dis presies die ding waarvan ons praat. Die kantore is leeg, vensters is gebreek, daar gaan niks aan binne nie. Benewens dit kan mens nou sien, hy het nie 'n uniform aan nie, want hy sê hulle het nie uniforms nie, hy het sy rasta hoed op, hy lyk lekker gerook. Ja, ek kan nie sê is nie, maar dit lyk net asof hier nou nie vreeslike produktiwiteit in die gang is by hierdie reservaat. Die pad is eintlik nie regtig meer begaanbaar nie. Jy kan sien, hier's baie lanklaas iets gedoen op hierdie pad. Dit is so. Dis nou die derde reservaat uit die eerste 4 waar ons kom waar die trekker staan. En hy staan ook al 'n jaar lank. Hamlet het destyds gesê something is rotten in the state of Denmark. Ek wonder wat sou hy sê oor die Limpopo provinsiale reservate. Intussen skryf ek die een brief na die ander aan die provinsie om 'n paar amptelike antwoorde te kry, maar moenie glo ek kry hulle voor 'n kamera nie. En min het ek geweet dat ek nog nie die ergste gesien het nie. Volgende week kyk ons na Bewaarkloof en Masebe om te sien hoe die aasvoëls van die amptenary ons bewaringsgebiede se terms uitreig met ons belastinggeld. En wie weet, dalk kry ek tog een of twee van hulle so ver om 'n mooi antwoord op te dis aan julle. Maar dis volgende week. Net hierna beur Quentin ons daarmee 'n bietjie op met nog 'n paar van julle beste kykersbydraes. Prof, hoe het dit gegaan? Hoe was julle trip? Erger as wat dit op die kamera lyk, hoor. Heel wat erger. Maar kom kyk Ek hier. hoop jy het beter goed. Ja, ons het insekte, gompoue. Deur Brits omgewing het Jaco Seger se swerm van omtrent 30 van hierdie insekte op die gryspad gesien en waar hulle gaan sit het, was die grond klammerig. Vir Jaco lyk hulle na wespes met helder rooi koppe en rooi borselhare op die bene. Die vlerke is neonblou met 'n patroon van helder geel vlekke, maar die suigapparaat was lank en gekrul, net soos die van vlinders. Jaco, hulle is beslis nie wespes nie, ook nie vlinders, maar wel motte in die familie Zygenidae. En die rede vir die samedromming? Die Engelse naam vir die motte se gedrag is paddling. Iets soos om saam te poel rondom vloeistof of vochtigheid. En die nattigheid is gewoonlik waar 'n dier geurineer het. Motte drom daar saam om minerale, veral soutte, op te drink, wat dan vir minerale gefilter en dadelik uitgeskei word. Dis net die mannetjies wat so maak, want hulle het soutte nodig vir broei. Hulle spermpakkies is met soutte volgeprop. Wanneer die wyfie die spermpakkie ontvang,
gebruik sy die soute vir die ontwikkeling van die eiers. En net nou vertel ek nog 'n storie oor spermpakkies. Dis die mooiste mot wat sy nog ooit gesien het, sê Karen Stein van Brooklyn. Maar wat is dit? Sy wetenskaplike naam is Otethisa pukella en pukella beteken klein en mooi. En nou maak Karen se kommentaar mos sin of hoe? Die algemene noemnaam is tiermot en daar kom omtrent 300 spesies in hierdie familie dwars oor Suider-Afrika voor. Volwassenes is oortrek met lang hare om aanvallers af te weer. Kokonne van die papies het ook sulke hare, eweneens as beskerming. Maar kom kyk nou hierna. Fern Courage van Durban was net betyds om 'n video te maak van die nimf van 'n sonbesie wat uit die grond en teen 'n struik opklim. Die nimf kan tot jare lank ondergronds oorleef het waar dit op plantsappe sou voed, maar nou is dit tyd om as volwassene die wêreld te begroet. Dis goed geanker aan die blare. Die ruggedeelte van die eksoskelet skeer lengtegewys oop en bietjies vir bietjies beur die volwassene daaruit. Eers word die breë kop en bolyf bevry en 'n hele ruk later klouter die besie uit die dop. Die vlerke is nog opgevou, maar hemolimf word daarin gepomp en kort voor lank is die vlerke oop en styf en kan die sonbesie verder uitklim. Volwassene sonbesies leef net 'n paar weke. Dit verskyn bogronds om te paar en eiers te lê en vir die mannetjies om so aanhoudend en skril lawaai te maak wanneer hulle wyfies roep. Die roep is 'n vorm van buikspraak, letterlik en figuurlik. Die klankorgaan is in die buikgedeelte en kan die geluid wat dit voortbring verprojekteer. Het jy al probeer om 'n sonbesie op te spoor deur agter die klank aan te loop? Makliker gesê as gedaan. En hierdie onder onsie, die twee baardskeders het kortstondig maar woes op die grond gestoei. En die meer dominante een keer die ander een keer op die rug en pen hom vas. En dit verduidelik wat eintlik hier in die gang is. Hulle is besig om te paar. Die wyfie bied weerstand, maar dis eers toe die mannetjie laat los dat sy kon ontsnap en na haar skuilings toe skarrel. Nadat sy bevrug is, lê die wyfie 50 tot 200 eiers en sy waak oor die eiers tot hulle uitgebroei het. Gedurende hierdie tyd jag sy glad nie, maar het sy haarself vooraf lekker vet gevreet. Die mannetjie kan sy sperm direk na die wyfie se geslagsopening oordra of hy kan 'n spermpakkie vorm wat afgeskei word en wat hy optel om met die monddele in die geslagsopening te sit. Ek dink dis wat hier gebeur. Die stoeiery is woes en jy kan nie so mooi lees wat hier aangaan nie. En hier is nog 'n stoeigeveg. Die twee zebras was deel van 'n trop van omtrent 20 in die Pilansberg reservaat. Eers was dit buite aan die bene terwyl hulle in die ronde tol. Die klippe spat en die stof staan. Een tuimel by 'n skuinste af en word agterna gesit. Dan word die stryd voortgesit met buite en skoppe. André Hubert van Potchefstroom se video eindig daar en hy sê die twee hingste het mekaar verder die steilte afgejaag en in die verte verdwyn. Dit was waarskynlik 'n striweling tussen twee aspirant tropleiers. Zebras vorm kleiner familiegroepe. 'n Dominante hings met net een of twee merries en hulle villens. Die hings en sy merries bly by mekaar vir 'n leeftyd. Sou die hings wegval, sal die merries by 'n ander familie aansluit, want daar word gedurig nuwe troppies gevorm. Villens verlaat hulle families voor hulle 2 jaar oud is en jong hingste loop saam in 'n hingsgroep vir 'n ruk en vorm hulle eie familietrop eers as hulle 5 of 6 jaar oud is. Dis veral jong hingste wat mekaar aanvat as hulle reg is om met 'n familie te begin. Word 'n hings uitgedaag, dan kan hy met lyftaal die opponent afskrik, maar as dit nie werk nie, volg 'n beklei met buite en skoppe wat ernstige wonde kan veroorsaak. O ja, dit gaan boonop gepaard met alarmroepe, snorke en skreeuery. Hulle beklei nie soos gentlemans nie. Wanneer dit vertoon om 'n maat te lok, bol die gompe mannetjie sy wange, lig die kuig regop en staan stywe nek. Die vere aan die keel word opwaarts gedraai, die stert sprei oop en word hoog gehou en die vlerke word gesak. En dan roep die voël met 'n diep stem. Die mannetjie pronk en flikvlooi by 'n paar spesifieke plekke genoem lekke in sy gebied. Hy is 'n polygamus en glad nie betrokke by nesmaak, eiers uitbroei en kroos grootmaak nie. En hierdie mannetjie is by die Pilansberg deur André Marx van Carletonville gefotografeer.
Ek sê altyd dat 'n gompou wat pronk vir my nes iemand lyk wat pas uit die kooi geklim het en nog nie hare gekam het nie. Gelukkig weet ons hy praat nie van my nie. Ek meen julle kan sien ek kom nou net van die haarkapper af. Skoon my. Moeilik om saam met amateurs te werk. Nou ja, volgende week dan maak ons die eerste van ons maandwenners bekend. So dankie vir al julle bydraes en iets om na uit te sien as jy hierdie maand 'n bydrae vir ons gestuur het. Daardie lekker 2-man canvas tent wat ons vir julle het met 2 stoele en onthou die einde van die jaar gee Canvas en Tent ook vir ons omtrent 'n hele kamppersent vir ons groot prys. Daar's ook ander pryse op die spel, soos 'n lekker nagkamera, een wat kan afneem in die nag wat rondom jou gebeur, in jou huis, by die watergat, in jou kamp. En dan sal nog 'n spesiale Kalahari klip horlosie op die spel net vir projek Aardwolf gemaak. So, al ons inligting is daar op die program, op ons webwerf, op Kyknet se webwerf, op ons Facebook groep. Kom kuier saam met ons. Ons het baie pret en ons gaan die wêreld red. So, dankie vir die saamkuier. Sien julle volgende week. Goodbye.